Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 6de Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Polisielede Mitchellsplein vir korrupsie gevang. Nog berigte, debat oor grondonteiening voortgesit. Parys-verdagte in die hof oor korrupsie met een NATO-stelsel. Alcaraz onttrek aan die Cincinnati tennistoernooi. Springbokke en Kiwis speel met spesiale treye in die volgende toetse. Stoeitoernooi hierdie naweek by Tuks Universiteit aangebied. 4 lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, oftewel die SAPD, wat aan die Mitchellsplein Polisiestasie verbonde is in hegtenis geneem op ernstige aanklagtes van korrupsie, ontvoering en intimidasie. Hierdie arrestasies volg na ondersoek deur die Hawkse eenheid vir ernstige korrupsie. Volgens die ondersoek word beweer dat die beamptes hulle amp misbruik het deur onwettige optredes teen slagoffers te pleeg. Hierdie klagte sluit in korrupsie, ontvoering, intimidasie en ander verwante misdrywe wat nog ondersoek moet word. Die beskuldigdes het reeds in die hof verskyn waar die saak uitgestel is vir verdere ondersoek en borgverrigtinge. Die Hawk sê die ondersoek duur voort en verdere arrestasies kan nie uitgesluit word indien nuwe bewyse na vore kom nie. Die jongste arrestasies vorm deel van 'n breër veldtog teen korrupsie binne wetstoepassingsagentskappe. In die afgelope maande is verskeie SAPD-lede metro verkeersbeamptes landwyd in hegtenis geneem op aanklagte van korrupsie, afpersing en ander ernstige misdrywe. Die debat oor 'n onteiening sonder vergoeding het weer aandag getrek nadat daar beklemtoon is dat eiendom 'n werklike ekonomiese waarde het en nie bloot vir R0 onteien behoort te word nie. Kritici van die huidige onteieningswet voer aan dat die grondwet vergoeding eis wanneer eiendom onteien word en dat nulvergoeding slegs in baie uitsonderlike omstandighede ter sprake behoort te wees. Die Vrye Markstigting, die FMF, wat as vriend van die hof in die regsaksie teen die wet optree, voer aan na die grondwet dat onteiening aan vergoeding onderworpe is. Volgens die organisasie kan eiendom nie eenvoudig as waardeloos beskou word nie, aangesien grond, huise en ander bates 'n markwaarde het wat deur 'n hof in ag geneem behoort te word. Die regering hou egter vol nie outomaties onteiening sonder vergoeding gaan toelaat nie. Die wet bepaal dat nulvergoeding slegs in spesifieke gevalle oorweeg kan word en dat elke saak op sy eie meriete beoordeel moet word. Indien daar 'n dispuut is, sal die howe die finale beslissing neem oor wat billike en regverdige vergoeding in die betrokke omstandighede is. Die saak sal na verwagting groot gevolge hê vir eiendomsreg in Suid-Afrika, aangesien die howe uiteindelik sal moet beslis oor hoe die onteieningswet met die grondwet versoen en hoe dit moet word met bepalings oor nulvergoeding of dit wel grondwetlik gaan wees. 'n Verdagte van Parys in die Vrystaat het in die hof verskyn nadat hy in hegtenis geneem is in verband met 'n vermeende kubermisdaad en bedrogsaak wat die verkeersdepartement se NATO-stelsel raak. Die arrestasie volg op 'n gesamentlike ondersoek deur die Road Traffic Management Corporation, oftewel die RTMC, die Hawks, die SAPD se misdaadintelligensiediens en die kubermisdaadeenhede. Volgens die ondersoekers word beweer dat die man deel was van 'n syndikaat wat die nasionale verkeersinligtingstelsel, die NATIS, gebruik het om voertuiglisensies onwettig te hernie. Die syndikaat het glo vanuit 'n private woning in Parys gewerk en nou saam met huidige en voormalige amptenare, asook die NATIS gebruikers in verskeie provinsies opgetree het. Die RTMC sê die ondersoek strek reeds oor ongeveer 3 jaar en dui daarop dat die groep bestuurstoetsentrums geteken het waar biometriese verifikasiestelsels nog nie volledig in gebruik was nie. Die Noordvaal Rugby Komitee het spelers, afrigters en ander betrokkenes voorlopig geskort na die gewelddadige voorval wat Saterdag tydens die eerste spanwedstryd tussen Hoërskool Menlo Park en Hoërskool Dr. E.G. Jansen uitgebreek het. Die skorsing geld met onmiddellike ingang hangende formele dissiplinêre ondersoek. Die wedstryd is in die tweede helfte gestaak nadat 'n groot geveg tussen spelers op die veld uitgebreek het. Volgens ooggetuies en beeldmateriaal het ouers en toeskouers ook later by die skermutselings betrokke geraak. Menlo Park het op daardie stadium met 36-5 voorgeloop. Die Noordvaal Rugby Komitee het bevestig dit verslae van albei skole aangevraas en dat die saak deeglik ondersoek moet word. Die artikel 8-9 komitee kan besluit om president Cyril Ramaphosa te versoek of self dagvaar om voor hierdie komitee te verskyn as deel van sy ondersoek. Die jongste ontwikkeling is dat parlement artikel 8-9 impeachment komitee op 5 Augustus 2026 besluit het om die president formeel te versoek om voor die komitee te verskyn en getuienis af te lê. Daar is egter 'n belangrike voorbehou. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het vroeër 'n tussentydse bevel toegestaan wat deur die formele openbare verrigtinge tydelik opgeskort het, hangende 'n hofbeslissing.
Minister Thembisi Melane het gesê dit is uiters duur om in Kaapstad te woon en dat die hoë koste van behuising een van die redes is waarom die regering die verskaffing met die bekendstelling van 'n R576 miljoen bekostigbare behuisingsprojek in Somerset West het Melane daarop gewys dat die vraag na bekostigbare huise die aanbod ver oortref. Sy het gesê sowat 15,000 mense het aansoek gedoen vir die eerste beskikbare woonstelle wat volgens haar wys hoe moeilik is vir baie mense om in hierdie hoë koste van verblyf in Kaapstad te bekostig. Die minister se standpunt is dat Kaapstad se hoë eiendoms en huurpryse plaas groot druk op werkende gesinne. Die regering wil meer bekostigbare woonstelle in goed geleë gebiede ontwikkel. Die groot aantal aansoeke vir nuwe behuisings toon hoe dringend die behoefte aan bekostigbare verblyf in hierdie stad is. Volgens die Departement van Landbou het Suid-Afrika besluit om 'n deel van sy back-enclosure en stofvoorrade aan 3 buurlande beskikbaar te stel, naamlik aan Namibië, Lesotho en Eswatini. Die besluit vorm deel van 'n streeksamewerking binne die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap om die verspreiding van back-enclosure oor landgrense te beperk. Die siekte versprei maklik deur die beweging van besmette vee en daarom is 'n gekoördineerde streeksbenadering baie belangrik. Hoewel Suid-Afrika self steeds met uitbrekings worstel, het die regering aangedui dat die deel van die enstowwe met die buurlande die hele streek se biosekuriteit versterk en die risiko van verdere verspreiding verminder. Suid-Afrika het vroeër miljoene dosisse enstof ingevoer om sy eie uitbrekings te bekamp. Die Springbokke gaan tydens die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks 'n spesiale uitgawe van hulle wedstrydtruie dra om die historiese toer te vier. Die spesiale trui is deur Nike ontwerp en sal uitsluitlik vir die 4 toetse teen Nieu-Seeland gebruik word. Hoewel die ikoniese groen en goud voorkoms behoue gaan bly, bevat die truie unieke ontwerperselemente wat meer as 'n 100-jarige mededinging tussen die Springbokke en die All Blacks sal herdenk. Die Greatest Rugby Rivalry Tour is die eerste tradisionele All Blacks toer na Suid-Afrika in 30 jaar. Dit bestaan uit 8 wedstryde, waaronder 4 toetse teen die Springbokke, asook wedstryde teen die Stormers, die Sharks, die Bulls en die Lions. Die laaste toets word op 12 September in Baltimore in die VSA gespeel. Die All Blacks het ook 'n spesiale Greatest Rivalry trui bekendgestel, wat beteken albei spanne sal met unieke herdenkingstruie in die reeks uitdraf. Tristan Luyt sal volgende maand weer die Blitsbokke verteenwoordig wanneer Suid-Afrika aan 'n nuwe Europese 7 reeks gaan deelneem. Luyt wat onlangs as die 2026 HSBC 7 speler van die jaar aangewys is een van die sleutelspelers in die Blitsbok opset en sal na verwagting 'n belangrike rol speel wanneer die span hulle titelverdediging in Europa gaan begin. Die nuwe Europese reeks vorm deel van die World Rugby se uitgebreide internasionale sewees kalender en bied spanne die geleentheid om teen van die wêreld se beste sewees nasies te speel ter voorbereiding vir die nuwe 7 seisoen. Luyt se kreatiwiteit, spoed en vermoë om wedstryde oop te breek maak hom een van die spelers om dop te hou wanneer die Blitsbokke volgende maand in Europa gaan uitdraf. Die Sharks 15-tal sal Saterdag probeer om hulle Currie-beker veldtog weer op koers te kry wanneer hulle die Boland Cavaliers op die Prinses Magogo Stadion in KwaMashu gaan ontvang. Die Sharks kom die wedstryd binne na 2 agtereenvolgende nederlae teen die Cheetahs en die Stormers 15-tal en afrigter Mike Wallace het verskeie veranderinge aan sy voorspelers aangebring in 'n poging om die span se vertoning te verbeter. Die Boland Cavaliers onder afrigter Hawies Verhoey sal egter met selfvertroue reis nadat hulle vroeër die seisoen die Blou Bulle gewen het, al het hulle verlede naweek met 20 teenoor 15 punte teen die Pumas vasgeval. Die wedstryd skop Saterdag om 16:15 af en bied albei spanne guldige geleentheid om waardevolle punte op die Currie-bekerlys in te samel. Verskeie stoeiers van reg oor die wêreld gaan hierdie naweek by die Universiteit van Pretoria by Tuks in aksie wees wanneer die 2026 Meesters Wêreld Stoei Kampioenskap aangebied word. Meer as 200 veteranstoeiers, almal ouer as 35 jaar, uit lande soos die VSA, Kanada, Duitsland, Frankryk, Indië, Australië, Nieu-Seeland en Kazakhstan en ander verskeie nasies sal op 8 en 9 Augustus op die matte meeding. Die kampioenskap sluit vryslag, Grieks-Romeinse en vroustoei afdelings in en bied 'n unieke geleentheid vir ervare internasionale stoeiers om wêreldtitels te verower. Die toernooi word by Tuks se sportfasiliteit in Pretoria aangebied en sal ook Suid-Afrikaanse veteranstoeiers en die wêreld se beste meesters te toets. Organiseerders verwag strawwe mededinging en 'n hoë standaard. Die Spaanse tennisster Carlos Alcaraz het hom aan die Cincinnati Ope onttrek weens 'n voortsleepende regterpolsbesering. Alcaraz het sedert April nie meer in 'n ATP toernooi gespeel nie, nadat hy die besering opgedoen het. Hy het gehoop om sy terugkeer by die ATP 1000 toernooi in Cincinnati te maak, waar hy die verdedigende kampioen is, maar sy herstel het langer geneem as wat verwag is. Die onttrekking laat nou ernstige vrae ontstaan oor sy gereedheid om later van dese maand sy Amerikaanse Ope titel ook te verdedig.
Hoewel hy steeds op die inskrywingslys vir die Grand Slam toernooi verskyn, is daar nog geen bevestiging dat hy betyds volkome wedstrydfiks sal wees nie. Die All Blacks afrigter Dave Rennie het 'n sterk en ervare span aangewys vir Vrydag aand se openingswedstryd van die Rugby Greatest Rivalry Tour teen die Stormers in Kaapstad. Die span word aangevoer deur Patrick Toipolotu, terwyl ervare spelers soos Borden Barrett, Rico Ioane, Anton Lienert-Brown, Simonosi Tukeyano, Wallace Titi ook in die beginspan is. Rennie het ook 2 spelers die geleentheid gegee om moontlik hul All Blacks buiging van die bank af te maak, wat diepte aan die groep gaan toevoeg. Volgens Rennie is die Stormers die ideale eerste teenstander om die toer af te skop, aangesien hulle fisieke spel die All Blacks goed sal voorberei vir die 4 rugbytoetswedstryde teen die Springbokke. Die wedstryde vind Vrydag om 19:10 by die DHL Stadion in Kaapstad plaas en is die eerste wedstryd van die historiese toer deur Suid-Afrika. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê voertuigsregistrasie namens jou waardig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Masina 1229, Polokwane 924, Lepalale 1029, Mbombela 1030, Maikeng 1025, Pretoria 1025, Johannesburg 1223, Ermelo 622, Galagadi 1026, Gaborone 1226, Richards Bay 1533, Pietermaritzburg 1228, Durban 1730, Port St. John's 1522, Pongola 1332, Maputo 1630, Bethlehem 620, Bloemfontein 723, Alawal Noord 722, Welkom 923, Vryburg 726, Kimberley 1027, Appington 923, Prieska 924, Springbok 419, Karasburg 722, Keetmanshoop 924, Mariental 926, Alexanderbaai 1019, Brandvlei 519, Loederitsbaai 1224, Vredendal 918, Kaapstad 1014, Sutherland 213, George 1113, Jeffreys Bay 1219, Kabarra 1220, Graaff-Reinet 1817, Kaapogillas 1014, De Aar 921, Molteno 517, Beaufort Wes 917, Oos-London 13 en 19, Mabelane 15 en 32. Ons verkorte weerberig per provinsie: Limpopo provinsie sonnig en warm met koel oggendtoestande, Mpumalanga oorwegend sonnig tot gedeeltelik bewolk, Gauteng 'n koue begin, daarna sonnig en aangenaam, Noordwes sonnig en droog met matige middagtemperature, die Vrystaat koud in die oggend met moontlike ryp op sekere plekke, sonnig en koel tot matig gedurende die middag, KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk langs die kus, andersins sonnig en aangenaam, Noord-Kaap droog en sonnig, koud vroeg in die oggend, maar warm in die namiddag, die Oos-Kaap provinsie gedeeltelik bewolk met koeltoestande, die Wes-Kaap koel tot koud met gedeeltelike wolke, ligte reën of motreën is moontlik langs die suidwestelike kus en omliggende gebiede. Ons markaanwysers vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.31 teenoor Amerikaanse dollar, 'n pond kos R21.97, die euro verhandel teen R18.85, die Australiese dollar kos R11.52, 'n yen kos 10 sent, die prys van platinum is $1,749, palladium se prys is $1,370, die prys van goud per fyn ons is $4,259, silwer se prys is $62.20, die prys van Brent olie per vat is $79.36. Ons gedagte vir die dag: 'n opregte vriend luister sonder om te oordeel, help sonder om iets terug te verwag en moedig jou aan om die beste weergawe van jouself te wees. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.